Goeiedag geliefdes, vandag wil ek begin met evangelie-leringe uit die Bybel uit, want ek sien dat die evangelie-lering het heeltemal verlore geraak en vergete geraak in die kerk en op hierdie weg wat God vir ons gegee het. So daarom wil ek van vooraf begin geliefde. Hierdie is weer die eerste video in 'n reeks van evangelistiese video's wat ek gaan maak om ons te wys dat die Bybel is 'n geestelike boek en hoe 'n mens werklik die Bybel moet lees. So ek gaan vandag lees uit Johannes 4 uit, die Samaritaanse vrou by die put. Ek lees so van die 6de versie af. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar: "Gee my water om te drink." Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is?" Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Nou dis nommer 1 geliefde. As dit natuurlik was, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus het nie natuurlik gemeenskap met haar gehad nie. Hy het gemeenskap in die gees gehad, soos ons sal sien as ons verder gaan. Jesus antwoord en sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom: "Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water?" Nou geliefde, baie van die mense dink nou, hierdie is 'n natuurlike put. Maar kom ek wys vir u dat hierdie is 'n geestelike put. U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus sê vir haar: "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe." Nou geliefdes, as ons kyk net na hierdie ding, Jesus sê vir haar, hy sê: "As jy drink van my water, sal jy nooit weer dors kry nie." Nou wat is die water wat jy nooit weer sal dors kry nie, en hoe werk dit geliefde? Die water wat ons van praat is die water van die evangelie. Die water wat ek jou sal gee, sê jy nooit weer dors kry nie. Hoekom? Want Jesus is die evangelis. Jesus is die een wat iets vir jou kan verduidelik, laat jy nooit weer vir daai teksversie wat hy jou leer, die nuutste belering weer sal dors kry nie. Daarom, die water wat ek jou gee, sal in jou uitspruit tot in die ewige lewe. Jy sal word 'n fontein van lewende water. Hoe so geliefde? Want as ek jou leer, as God jou leer deur my en jy drink hierdie lewende water, sal jy die Bybel so goed verstaan, dat ander sal by jou kom drink. Want jy drink nou by God, jy drink by die fontein van die lewe, en dit bring werklik lewe. Maar sy sê, hulle put is baie diep, die put van Jakob. Hoekom is dit geliefde? Want dis die ou verbond geliefde. Dit is ook vandag so in die kerk, die mense wat natuurlik bedink. Die Bybel is daai put. Hy is so diep, jy kan nie evangelie waarheid daar uitkry nie. Jy kan nie gees daar uithaal nie. En daarom begin almal leer van 'n natuurlike Jesus. Ons bespreek dit baie op ons evangelie WhatsApp groep geliefde. Hierdie dinge is ontsettend belangrik om te verstaan. So ons kan sien in die eerste plek het sy gesê ons het nie gemeenskap met julle nie. Daar weet ons dat die gemeenskap is in die gees. Ons het gemeenskap met die Here en ons het gemeenskap met God, sodat die kind gebore kan word in ons, is dit nie geliefde? Die kind wat die weg is na God toe. En hierdie put is diep. So hoor nou wat sê sy vir hom geliefde, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. In ewigheid geliefde, in ewigheid. Want dit hou tot in die koninkryk. Dit is wat jy in die koninkryk van God gaan kry. Nie net woorde en praatjies en
wees net by die kerk en luister net wat ek vir jou sê en wees gehoorsaam. Nee, daai geestelike insienswyse om my 'n geestelike mens te maak, om in geestelike plekke te sit in Christus, om in die koninkryk van God in te gaan, dit is wat my sal was. En dis wat my verstaanbaarheid sal verander van 'n natuurlike verstaanbaarheid na 'n geestelike verstaanbaarheid, geliefde. Dis vreeslik belangrik om te verstaan. So kom ons gaan verder, geliefde. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, soos dat ek nie dors kry, en dat ek nie hier hoef te kom skep nie. Wat beteken dit, geliefde? As dit, ons nou mooi dink, geliefde, en mooi lees, as dit 'n natuurlike put was, maar die water wat Jesus vir haar gee, is geestelike water. Hoor nou mooi, sy kom by die put om water te skep, en Jesus sê vir haar, nee, drink van hierdie water wat ek jou sal gee. As die water wat Jesus haar gee, geestelike water is, maar sy drink by 'n natuurlike put, hoe kan sy nou net haar natuurlike liggaam van geestelike water lewe? Dit kan mos nie wees nie, geliefde. Dit bewys vir ons dat die put geestelik is. Dit bewys vir ons dat die put van Jakob die ou beleringe is, die ou lering, die natuurlike dinge, die vleeslike dinge, die wet. Jy moet dit doen, jy moet dit doen. En daarom ook was die put vir hulle diep. Hulle kan nie daai evangelie water daar uitkry nie. Dis te diep vir hulle om te verstaan. So daarom wys die Bybel vir ons dat niks is vleeslik nie. Daai put is die Bybel. Hulle kan dit nie verstaan nie. Maar as Christus kom deur een van sy kinders, want as Christus in my woon, dan praat God deur sy seun, geliefde. Want onthou net, Jesus is Immanuel, God met ons. So as God my vlees aangeneem het, dan word ek Jesus, want God spreek nou deur my, nou het ek ook daai lewende water. Daai water wat ons nooit weer sal dors kry nie. Want ons kan hierdie teksie 1 miljoen keer lees, en ons gaan hom elke keer verskillend verstaan, as ons dit probeer natuurlik verstaan. So daarom sê hy, drink van hierdie water wat jy nooit weer sal dors kry nie, en jy sal word 'n fontein wat sal uitsprei tot in die ewige lewe. Want jy sal word daai lewe, jy sal word daai gees. So kom ons gaan verder, geliefde. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry, en hier hoef te kom skep nie. So ek gaan by u skep. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Geliefde, sy het nie 'n man nie. Maar sy het 5 mans gehad, en die een wat sy nou het, is nie haar man nie. Hoe werk dit in die natuur? Sy het al 5 mans gehad. Dit is haar oorgesteldes, geliefde. Eers was die en haar geleer, daai en het haar geleer, daai en maar almal drink uit die put van Jakob uit. En die man wat jy nou het, die oorgestelde wat jy nou het, leer jy nog steeds nie reg nie. So daarom sê hy, kom na my toe, ek sal jou leer. Ek sal jou man wees. Ek sal jou die waarheid wys. Ek sal jou in die koninkryk van God kry. Want die ander lewe onder die wet. Jy moet dit doen, jy moet kerk toe, jy moet jou 10de gee, jy moet dit, jy moet dat. Geliefde, moenie my verkeerd verstaan. Ek sê nie, moenie dit doen. Jy moet dit doen, natuurlik. Maar dis tussen u en God. En dit is die verskil. En jy gaan nie kerk toe om iemand tevrede te stel of getalle te wees nie. Jy gaan kerk toe sodat hierdie gees in u geskep kan wees, sodat u kan word daai fontein en sodat u tot in die ewige lewe kan wees met hierdie evangelie woord. Maar as jy hierdie goed natuurlik verstaan, geliefde, is u verlore. Heeltemal. So dit wys vir u, geliefde, as die put natuurlik was, dan kon die vrou natuurlik wees. Maar daai put was geestelik. Dit was hulle evangelisties of hulle geestelike verstaanbaarheid, of dit wat hulle evangelie verstaanbaarheid gee. Dis die Bybel. So sy het altyd daar gedrink. Maar is dit 'n natuurlike mens wat geestelike water kan drink, geliefde? As die vrou dan geestelik was, as die vrou dan natuurlik was, hoe het sy geestelike water gedrink? Hoe het sy 'n geestelike put uitgedrink?
En as sy nou 'n geestelike vrou is, hoe is Jesus nou 'n natuurlike mens? So Jesus is die gawe in my. En ek kan 'n Israelie wees, ek kan 'n Filistyn wees, ek kan 'n Fariseer wees, ek kan 'n Samaritaan wees, ek kan 'n Isak wees, ek kan 'n Jakob wees, ek kan 'n Goliat wees, ek kan 'n Samson wees. Of ek kan Jesus wees, die een met die lewende water, want dit is in my. En daarom speel hierdie alles af in die gees, geliefde. Niks van hierdie goed in die Bybel is natuurlik nie. Hierdie is 'n geestelike weg, wat ons in geestelike hemele moet kry in die koninkryk van God in. So kom ons gaan verder, geliefde. Die 23ste versie. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Geliefde, daar sê die Here, dit is ek wat met jou spreek. Hoekom kan ons dit nie sê nie, geliefde? Hoekom kan ek nie sê, ek is Immanuel nie? As ek dan daai geestelike water vir u moet gee, hoekom is ek nie daai seun nie? Hoekom kan ek nie die Messiah wees nie? Is u nie die een wat uitgaan om die wêreld te red nie? Om hulle vry te maak nie? Om hulle weg te kry? Want onthou, geliefde, dis nie daar buite nie. Daar's nie 'n put van Jakob daar buite nie. Die put van Jakob is ons voorouers. Abraham, Isak, Jakob. Maar dis die ou verbond. En dit is wat ons moet verstaan. Geliefde, ek wil net vir u nog 'n ander verklaringkie ook maak hierso. Ek wil net vir u wys hier van die 10de versie af. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is, wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? Wat bedoel sy daarby, geliefde? Wat is die skepding? Die skepding, geliefde, is die container wat die water hou. Met ander woorde, sy vra vir hom, is jy 'n amp? Of het jy 'n geleerdheid? Hoe hou jy hierdie water? Jy moet mos nou 'n geleerdheid hê om al hierdie goed te weet. Nee? Ek moet mos nou 'n amp wees, en ek moet nou dit wees, en ek moet dit wees om hierdie goed te hou, om hierdie water te kan hou. Want ons gewone ou mensies wat net carpenters en goed is, ons kan nou nie hierdie goed hou nie, nee. Want ons is nou nie so groot nie. Ons moet nou 'n graad hê, of ons moet nou 'n amp hê, of ons moet dit hê. En ons kyk weer, geliefde, hoekom sê hy, geef my water? Geliefde? Want ons gaan altyd nog getuig ons mense, of ons leer mense, en dan sê ons, nie buite kan die kerk nie, geliefde, binne in die kerk, hoor mooi weer, want dis die put van Jakob, sommige drink nog uit die ou verbond uit, sommige lewe nog onder die wet, en sommige het Christus gevind. Nou daai wat Christus gevind het, ons moet gaan getuig daar. Hy sê, want julle sal met die stede van Israel nie klaar wees, voordat die seun van die mens gekom het nie. Israel, geliefde, waar, almal in Israel is nie Israeliete nie. So daarom moet ons sien, dat ons moet die lede in die kerk regmaak. Die lede wat reg is om opgelig te word, om die lewendige water te drink. Dit is die belangrike ding. En daarom moet ons hierdie goed evangelisties verstaan. Daarom kan ons sien, dat Jesus was nie 'n vleeslike mens nie. Want hy het geestelike water gegee, Christus is in my, en die water wat uit my vloei, vloei van die troon van God af. Daarom sê hy, die dinge wat ek doen, is nie ek nie, dis Vader wat deur my werk. Hy doen die werke, hy is my woorde. In die begin was die woord, en die woord was met God, en niks was sonder hierdie woord geskep nie, deur die seun, geliefde. Want niks is gemaak behalwe deur die seun nie. En daarom moet die God in my vleis wees, sodat God deur my kan werk, om lewe in julle te skep. Nou sê ons, nee, maar 1 Johannes 4, Jesus het in vlees gekom, dit is presies wat die Bybel vir ons sê, geliefde, maar jy moet geestelik verstaan. Anders te gaan jy die put van Jakob uitdrink, en jy gaan sterwe. Dis nie 'n natuurlike put nie, dis nie natuurlike mense nie, dis nie 'n natuurlike skepding nie, dis nie natuurlike water nie, niks is natuurlik nie, en as Jesus natuurlik was,
dan kon sy disippels natuurlik wees, maar Jesus is die gawe Gods in iemand. En nou sê ons, nee, maar ek het die natuurlike liggaam nodig om hierdie dinge te doen. Jy het nie. As jy uit jou liggaam uit is jy nog steeds in die astraal en jy kan nog steeds geeste leer. Geliefde, maar daar's baie meer as dit betrokke daarin en dit weet ons niks van nie. Wat gebeur in die astraal? Wat gebeur as jy uit die vleis uitgaan? Dan stuur jy jou in die rus in. Niemand kan jou die rus instuur nie, geliefde. Onthou dit. Jy het hierdie hek nou, jy moet nou in die koninkryk van God wees. Daarom moet jy hierdie goed op 'n geestelike manier verstaan, sodat jy kan word daai fontein wat sal uitsprei tot in die ewige lewe. Jy moet geestelik word, sodat jy in 'n geestelike koninkryk kan bly, sodat as jy uit die vleis uitgaan, is jy klaar in die koninkryk van God. Onthou dit, niemand kan jou die rus instuur nie. Daar was nie 'n natuurlike Jesus nie. En die volgende video gaan ek vir u bewys nog meer dat hierdie boek is 'n geestelike boek. Want onthou geliefde, as Jesus nou natuurlik gebore is, dan moet dit mos nou dieselfde Jesus. Nou sê hulle, nee, dis 'n parable, of dis dit, dan is die geboorte ook mos 'n parable. Of dis ook mos nou dit, hulle het 'n verskoning vir alles. Die mense wat natuurlik is en besig om die volk van God dood te maak. En daarom bid ek by u geliefde, lees hierdie tekste, lees tussen die lyne, en as jy nie verstaan nie, kom op ons WhatsApp groep, sodat ons hier kan leer wat die werklike weg is na God toe. Dankie geliefde, God seën u.